Baie welkom terug. Ons lees vandag uit 1 Korintiërs 3, vers 18 tot 23. Alles behoort aan ons. Laat niemand homself bedrieg nie. As iemand onder julle in hierdie wêreld meen dat hy wys is, laat hy dwaas word, sodat hy wys kan word. Want die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God. Daar staan immers geskryf, hy vang die wyses deur middel van hulle eie slinksheid, en ook die Here ken die redenasies van die wyses, dat dit nikszeggend is. Daarom moet niemand hulle op mense beroem nie. Alles behoort tog aan julle. Of dit Paulus, of Apollos, of Sefas, of die wêreld, of lewe of dood, of teenswoordige of toekomstige dinge is, alles behoort aan julle, maar julle behoort aan Christus, en Christus aan God. Van alle vorme van misleiding vind selfmisleiding sekerlik die meeste plaas. Laat niemand homself bedrieg nie. Hierdie selfmisleiding is boonop so gevaarlik. Dit is sekerlik die gevaarlikste vorm van misleiding. Want selfmisleiding sit in jou eie kop. Dis jy wat op die verkeerde pad gaan, dis jy wat jouself op die verkeerde pad sit, dis jy wat leuns glo, en nie noodwendig iemand anders wat dit doen nie, dis jy wat jouself bedrieg, en dis die opdrag, die eerste opdrag in hierdie vers, wat die apostel Paulus nou in die gemeente gee. Moenie jouself bedrieg nie, die gemeente in geheel moenie hulle self bedrieg nie, die hele gemeente moet waak, dat hulle nie die leuns glo nie, dat hulle nie hulle self op 'n pad sit wat weg van die Here is, en weg van die Here se woord is nie. So, word wakker, sê die apostel Paulus vir die gemeente. Julle is besig om julle self te bedrieg. Hoe sou hulle self mislei? Deur wêreldse wysheid na te jaag. Deur 'n hoër waarde toe te skryf aan die wysheid van hierdie wêreld as die wysheid van God en sy woord. Dit sê die apostel verder in hierdie vers. As daar iemand onder julle is wat meen dat hy wys is, laat hy dwaas word. En dis die tweede opdrag in die vers aan die gemeente. Word dwaas. Word dwaas vir die Here Jesus Christus as jy meen dat jy wys is in die oë van die wêreld. Word dwaas in die oë van die wêreld. Word dwaas sodat jy ware wysheid kan bekom. Word dwaas in die oë van mense sodat jy werklik wys kan wees in die oë van God. Nie wys in die oë van die wêreld nie. As daar iemand is wat meen dat hy in hierdie wêreld wys is, laat hy homself leegmaak van hierdie persepsie van homself, laat hy homself leegmaak van menslike wysheid, en dat hy die oë rig op Christus, die evangelie, die geopenbaarde dinge van die Here, die dinge wat die Here bekend maak deur sy Heilige Gees. As Paulus hierdie dinge sê, as hy hierdie twee dinge beveel van die gemeente, dan vra hy iets baie groot van hulle. Hy vra dat hulle nie hulle self al ewig moet meet aan mense nie. Hoe maklik doen ons dit nie? Ek meet myself aan ander mense. Paulus vra vir die gemeente in Korinthe, moenie julle self bedrieg nie, moenie julle mislei deur die hele tyd te vra, wat dink die mense nie? Wat dink die mense van my? Wat dink die mense vandag van hierdie of daardie saak? Wat dink die mense oor hierdie bepaalde idee? Moenie jouself mislei nie, moenie mislei word nie, moenie bedrieg word nie. Moenie so gemoeid wees met die filosofiese insigte van hierdie dag en tyd nie. Vra veel eerder die vraag, wat wil die Here hê? Wat is wys in die Here se oë? Wat dink die Here oor hierdie bepaalde saak? Om 'n dwaas te word vir Christus beteken ons word vreemd vir die wêreld. En nou wil ek mooi verduidelik wat ek daarmee bedoel. Om dwaas te word in die oë van die wêreld, om vreemd te wees vir die wêreld, beteken nie dat ons irrelevant word of doelbewus snaaks wil wees nie, doelbewus, as ek so kan sê, weird wil wees nie. Vreemd vir die wêreld of 'n dwaas vir die wêreld beteken ons luister na 'n ander stem as die stem van die kultuur. Om dwaas te word in die oë van die wêreld beteken ons soek doelbewus nie na al die dinge wat vir die mense
belangrik en wys is nie, maar ons soek en ons streef na die dinge van God. En sodra jy dit doen, sodra jy op hierdie pad is waar jy soek en streef na die dinge van God, dan is jy klaar vreemd vir die wêreld. Jy's klaar dwaas in die oë van die wêreld. Maar dit is die opdrag hier, wat die apostel Paulus vir hulle sê, moenie julle self mislei nie. Word dwaas in die oë van die wêreld, sodat jy waarlik wys kan word. Wys in die oë van God. Wêreldse wysheid is vir God dwaas. Vers 19. Die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God. Jy kan nie die twee met mekaar vergelyk nie. Inteendeel, dis definitief nie dieselfde nie, dit is teenoorgesteldes. As jy wys is in die oë van die wêreld, is jy dwaas by God. As jy dwaas is in die oë van die wêreld, is jy wys by God. Dis hoe dit werk, dis hoe die apostel dit hier verduidelik. En Paulus het dit ook al baie duidelik gemaak in vorige hoofstukke. Die wêreldse beoordeling van sake, die wêreldse perspektiewe, die wêreldse insigte is nie in God se oë wys nie, inteendeel. Die apostel gaan dan nou aanhaal uit Job, hoofstuk 5 vers 13, dis die eerste aanhaling, en dan ook uit Psalm 94, daarvan vers 11. En sy bedoeling met hierdie aanhalings is om vir ons te wys dat die slinksheid, die slinkse woorde en die idees van mense is miskien genoeg om baie mense in hierdie wêreld te mislei, maar nie vir God nie. Inteendeel, God vang hulle uit met hulle eie slinksheid. Nou, as jy wil sien wat ware wysheid is, dan is dit in hierdie vers. As jy wil sien wie is waarlik wys, wie is die slimste, wie is almagtig, dan kan jy sien dis God in hierdie vers. God vang die wyses uit deur middel van hulle eie slinksheid. Hy laat hulle val in die gate wat hulle self grawe. Dit is die almag, die alwysheid van God in een enkele vers. En in Psalm 94 beskryf ook, die Here ken, hy verstaan, hy het die diepe insig in die redenasies van die wyse en die filosoof van ons dag en van hierdie wêreld. Maar in die oë van God is dit niks seggend. So die wyses het soveel te sê, soveel insig wat hulle deel, in hulle eie oë so slim, maar in die oë van God niks seggend. In die oë van mense baie indrukwekkend, in die oë van God niks seggend. Nou goed, kom ons verstaan iets duidelik van Paulus se redenasie hier. Sê Paulus dan nou dat ieder en elke kundige van ons tyd eintlik simpel is? Sê hy nou vir ons om al ons Bybelkommentare weg te gooi, om nie te luister na enige kundige nie, moenie luister na die filosoof nie, moenie die digter se werk lees nie, moenie die navorsing van die wetenskaplike onder oë neem nie, vermy die dokter, en druk jou ore toe vir die professor, want die wyses van hierdie wêreld en die slimmes van hierdie wêreld is nutteloos, hulle is dom. Is dit wat Paulus sê? Glad nie, natuurlik nie. Maar wat hierdie gedeelte vir ons sê is dat ons insigte en die wyshede van hierdie wêreld is nie daartoe in staat om ons te red nie. Dis nie in staat om ons voor God te regverdig nie. God wil nie sy kerk bou op grond van mense se insigte nie, hoe skerp daai insig ook al vir ons mag klink. In die oë van God lyk dinge anders as in die oë van hierdie wêreld. Nou vers 21 en 22, daar bring Paulus nou uiteindelik die gemeente by die punt uit waar hy hulle wil kry. Hy wil vir hulle sê dat hulle nie so verknog moet vashou aan die mense wat in die wêreld se oë so wys is nie. En meer nog, moet ook nie maak asof die gemeente aan die leiers van die gemeente behoort nie. En kort kom het daarop neer, die apostel Paulus sê, niemand moet hulle op mense beroem nie. Moenie verknog vasgryp aan mense nie. Alles behoort aan julle. Nou hiermee sê die apostel Paulus iets ontsaglik belangrik, wat ons so dikwels vergeet, en wat die gemeente daar in Korinthe baie duidelik vergeet het. Die gemeente daar in Korinthe het gemaak asof hulle behoort aan sekere leiers.
soos byvoorbeeld aan Paulus, of Apollos, of Sefas. In ander woorde, hierdie faksies in die gemeente het ontstaan omdat die gemeentelede gesê het, ek hoort by Paulus. Die ander het gesê, nee, Apollos is 'n beter spreker, ek pas by hom ensovoorts. So hulle maak of hulle behoort aan die leiers, maar die apostel Paulus sê, julle sien hierdie ding heeltemal verkeerd om. Die leiers behoort eintlik aan julle. Alles behoort aan julle. So hoekom beperk julle julleself tot enkele leiers, terwyl die Here vir julle 'n rykdom van leiers gegee het, 'n rykdom van gawes gegee het, hy het vir julle 'n hele koninkryk gegee, wel, baie meer nog. Die apostel Paulus sê, alles behoort aan julle. Alles behoort aan julle in Christus. Wat bedoel hy met alles? Wel, hy bedoel alles. Kyk die res van die vers 22. Of dit nou die wêreld is, of die lewe is, selfs die dood is, die teenswoordige dinge, toekomstige dinge, alles behoort aan julle. In Christus behoort alles aan die gelowiges. So wanneer die gemeente hulle self beperk tot 1 of 2 leiers, dan mis hulle eintlik uit op die res van Christus se skatte wat hy vir hulle gegee het. Moenie julleself bedrieg nie, sê die apostel Paulus. Kan jy sien hoe diep gaan hierdie selfmisleiding? Kan jy sien hoe dwaas is dit wanneer ons nie vashou aan die wysheid van die Here nie? Alles behoort aan die gelowiges. As gelowiges in Christus, behoort alles van Christus aan ons, aan my en jou, die gelowiges. Die wêreld, selfs die dood, die verlede en die toekoms, alles behoort aan ons. Daar kom onenigheid in die kerk as ons dit vergeet. Hoekom? Want selfs in die kerk is ons geneig om ons eie kampies te bou. Kampies waar ons praat van ons en hulle. Ons vergeet dat alles aan ons behoort in Christus. En ons kan soveel keer as gelowiges onsself beroof van soveel skatte wat die Here Jesus Christus vir ons gee, want ons vergeet hoe ryk ons in Christus is. Ons mislei onsself, ons gryp vas aan wêreldse redenasies, ons begin dink op wêreldse maniere en ons mis uit op al die skatte wat ons in Christus het. Maar nou moet ons ook vashou wat die apostel Paulus laastens hier in vers 23 sê. Al hierdie mooi dinge wat nou gesê is, moet ons nog steeds nie laat vergeet dat ons aan Christus behoort nie. Paulus sê, julle, die gemeente, julle behoort aan Christus. In ander woorde, die enigste rede waarom ons so ryk geword het, waarom alles aan ons behoort, is omdat ons aan Christus behoort. Ons is nie ons eie base nie, maar Jesus is ons Here en ons koning. In en deur hom het ons besit geneem van al hierdie dinge. Alles behoort aan hom, en omdat dit aan hom behoort, daarom behoort dit aan ons. Nou moet ons ook gehoorsaam met al hierdie dinge wat ons besit te werk gaan. En dan sluit die apostel Paulus af met iets wat miskien aanvanklik vreemd op die oor klink. Hy sê Christus behoort aan God. Hy sê nie daarmee dat Jesus minder is as God nie. Hy sê hiermee en hy herinner ons en hy herinner die gemeente in Korinte daaraan dat Christus homself verneder het deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem, deur mens te word. Dat hy deur die kruis heen in volle gehoorsaamheid aan die Vader gedoen het wat gedoen moes word, wat die Vader beveel het en Christus het sy lewe gewillig kom neerlê. En deur dit te doen, het Christus ook alles verwerf, ook alles vir ons verwerf. So ons oogmerk moet wees om soos die Here Jesus Christus in volle gehoorsaamheid aan die Vader te lewe. Kom ons bid saam. Ons vergeet baie gereeld wat 'n rykdom ons in U het, Here. Ons besef nie altyd hoe groot en ver, hoe diep U liefde vir ons is nie. En dis hoekom ons ook vaskyk in ons eie persepsies en ons eie faksies vorm. Vergewe ons daarvoor. Vestig asseblief ons oë op die wye horison van U koninkryk, sodat ons mag sien hoe heerlik dit is
om kinders van die Here Jesus Christus te kan wees. Amen.